Die tema vir vanoggend is, julle het nou op die groep ook gesien, omdat hy, Irina is nou nie hier nie, hulle is nou uit, ek weet nie waar is hulle nou, goed. So, die tema is, omdat hy God se vriend se kind is. Die tema is, omdat hy God se vriend se kind is. Nou ouens, so is 'n groot verduideliking nou vandag, so julle kan so lank blaai na Genesis 21 toe. Genesis 21. Nou goed, Abraham was wat genoem? Wie van julle weet wat het God vir Abraham genoem? Yes, maar sy vriend. God noem Abraham sy vriend. En wat sê Jesaja 1 vers 18 en hoeveel skrifte in die Bybel? Hy sê kom sluit wat met God? Wie van julle weet wat staan daar? Hy sê sluit vriendskap met God. Maak vriende met God. Sê gou saam met my, of so vir die een langs jou, maak vriende met God. Goed, God noem Abraham sy vriend. Die Here het met Moses gespreek. Hoe het die Here met Moses gespreek? Soos 'n man met sy vriend praat. So, wow, dis net so amazing om dit te besef. Nou, Jakobus 2 vers 23 en 2 Konings 20 vers 7 onder andere, dis van die baie skrifte daar, sê dat Abraham God geglo het en daarom het hy God se vriend geraak. Hy het God geglo en omdat hy God geglo het hy God se vriend geraak. Nou, wanneer jy God glo, word jy sy vriend. Want die skrif noem ons die nasate van Abraham en die rede hoekom God ons dit noem beteken ons is soos Abraham, ons glo deur geloof, deur die geloof. Romeine lere is en die boek Galasiërs is vol daarvan. So uit dit wat ek lees uit die woord uit is die oomblik wanneer ek kies om God te glo, kom ek in 'n vriendskap met God. Nou wat 'n great voordeel is dit nie. Stem julle saam? So, nou, die tema is, omdat hy God se vriend se kind is. Omdat hy God se vriend se kind is. Nou, ons is eintlik besig met 'n, wil ek sê, reeks oor die Jesus, die Wonderful Counselor, en baie keer kom maar krippelinge in ons lewens en alles, maar dit het nou die afgelope paar weke gedeel. Nou, vandag se ding oor om te sê, omdat hy God se vriend se kind is. Nou wat bedoel ek daarby? Vanoggend se boodskap is, wil ek amper sê, tweeledig. Die een deel is God se jou kind in die Bybel, hierdie praat van 'n fisiese kind, want Jesaja 41 onder andere sê, en toe God met Dawid, en hoeveel keer sê hy nie, God is die God van geslagte, as hy met jou 'n verbond gesluit het, is dit nie met jou alleen nie, maar met jou huis en jou nageslag. So, dit is hoe God voel oor jou en jou geslagte. So dit dui op, hierdie kind, dui obvious op jou fisiese kind, so dank die Here daarvoor, maar dit dui ook op jou geestelike kind. Nou, wat is jou geestelike kind in die Bybel? Jou geestelike kind in die Bybel symboliseer jou bediening, jou legacy, dit wat ek in die gees agterlos vir die liggaam van Christus. Onthou ouens, ons sê altyd, daar's 'n uitdrukking, en as ek dit dink, dan dink ek aan om Fred, wat op sy begrafenis was, hierdie woord in my hart geplaas, dat die een wat 'n boom plant, word nooit oud genoeg om te sien hoe groot daai boom raak nie. Stem jy saam? Die een wat 'n boom plant, word nooit oud genoeg. Wys my iemand wat ooit gesien het die grootte van 'n boom, die een wat daai boom geplant het. Hy word nooit oud genoeg. Net so word as alles loop volgens die natuur, word die oupa nooit oud genoeg om te sien die effek van sy legacy nie. So jou woord, jou bediening, jou roeping, dit waarvoor God jou geroep het, dit is jou kind. So as die Bybel praat van jou kind, in die Bybel symboliseer dit jou legacy, jou bediening, dit wat ek los, dit wat my lewe is. My life is a ministry. Amen. So dit is my kind. Nou kyk ons in Genesis 21 en ons sien nou 'n vreeslike
interessante gebeurtenis hierso, en dit is dat die hele verwekking van Ismael. Nou Ismael in ons raamwerk is 'n no-go, stem jy saam? Ons verstaan, ek meen Abraham kry 'n belofte van die Here en dat ek vir jou 'n seun sal gee, en sy vrou Sara raak ongeduldig. Julle almal ken dit baie baie goed, en sy sê vir hom, maar verwek 'n kind eerder by Hagar en die slavin en so is Ismael gebore. Nou Ismael het moeilikheid, was moeilikheid, amen, en toe later van tyd toe word Isak gebore, en toe nou Hagar, of toe sê die wat sy naam, Sara vir Abraham, sy moet vir Hagar wegjaag. Nou goed, nou Hagar hierdie klein kind met die naam van Ismael, en dit is bad, en sy sê vir hom, dis nou genoeg, jaag haar weg. En Abraham gaan na die Here toe, en hy sê vir die Here, Here, wat nou, en alles, en so, kom ons in vers 13, Genesis 21 vers 13, nou hoor nou na hierdie verskriklike stelling, en hy sê, maar, dis die Here wat praat, maar ek sal ook die seun van die slavin tot 'n nasie maak, en nou merk daai woorde, omdat hy jou kind is. Omdat hy jou kind is. So hierdie woorde, omdat hy jou kind is. Wat is jy, Abraham? Jy is my vriend. En omdat hy jou kind is, vir daardie rede sal ek hom seën. En ouens, ons kan sê wat ons wil, Ismael is geseën deur God gewees. En die Here het 'n belofte gegee hierso, en hy het gesê, ek sal hom 'n groot nasie maak. Inteendeel in vers 20 gaan ons nou sien ons daar dat die Here gesê het, ek sal met hom wees. Ek gaan hom 'n toekoms gee, ek is met hom. Ek gaan hom 'n ambag gee, 'n boogskutter, dis wie hy gaan wees. Met ander woorde, daar is 'n toekoms vir jou kind. Nou, die hele ontstaan van hierdie kind was verkeerd. Stem jy saam? Die ontstaan van hierdie kind is in ongelukkigheid. Die hele begrip van Ismael is 'n no-go in ons godsdienstige view. Nou ek wil dit vandag baie persoonlik maak. Selfs die kind wat buite die huwelik verwek is vir God belangrik. En hierdie kind was was verwek gewees, buite God se wil gewees, buite God se plan gewees, om dit so uit te druk. En ek weet dat sy ou kan baie rondom dit sê, maar ek het hierby geskryf, maar God eer hom omdat hy jou kind is. God eer hom omdat hy jou kind is. En ek maak hierdie stelling vandag en sê, as jy God se vriend is jou kind vir hom belangrik. As jy God se vriend is jou kind, jou legacy, maak nie saak wat die ontstaan, maak nie saak wat die situasie om daardie kind is nie. As jy God se vriend is dit wat vir jou belangrik is vir God belangrik. En die Here sê vir hom, hierdie woorde, hy sê, omdat jy jou kind is, sal ek hom seën. Wow. So God is bietjie groter as ons beperkte visie, stem jy saam, ons godsdienstige view. En hoeveel keer het ons nie deur die jare gesien in die bediening hoeveel keer het ons nie gesien dat daar gesê word, ja, hierdie gemeente het nou, of hierdie bediening het nou buite God se wil ontstaan en alles. En dan op die einde van die dag, dan kom ons agter, maar ten spyte van alles, seën God. Want die een wat die bediening begin het, was God se vriend gewees. Ouens, as ons net hierdie woorde vat vandag, en hierdie openbaring vir jou net kan deurkom, omdat jy God se vriend is jou kind vir hom belangrik. Het ons die geklaag genoeg gehoor vandag, om ons verlang te help, met die challenges van dit waarmee ons sit, ouens. Hoeveel keer
het ons nie in ons lewens gekyk na ons eie bedieninge, ek en Irina, en gesê, Here, maar wat van dit, wat van dat? En dan kom die Here net en dan sê hy, maar ek het jou geroep. En dan vat die Here ons hoeveel keer terug na daai eerste liefde, na daai eerste ontmoetinge met die Here. Nou, so skuif hulle en hulle is in die woestyn en Hagar loop nou, en nou wil ek vandag, en ek bid in Jesus naam vir die gees van openbaring vandag, dat die Here vir jou persoonlik, dat jy dit sal sien vir wat dit vir jou beteken vandag. Amen. Ander woorde, of dit op jou fisiese kind, en of dit op jou geestelike kind van toepassing is, sit jy vandag en ontmoet jy met die Here, vir waar die Here dit met jou praat. Hier kom Hagar, en sy stap toe nou, sy is toe nou weg, en dit raak warm in die woestyn, en dit raak vrek warm, ensovoorts. Nou vers 15 sê, en toe die water in die sak op was, het sy die kind onder een van die bosse neergewerp. Ja, wat 'n stelling. Ouens, baie jare terug het ons 'n teaching gehoor eendag, en daar's baie gesê rondom, maar net daai naam van daai teaching was vir ons so groot. Die woorde was, help, I am a single parent. En dit het gegaan oor die challenges of single parenting. Maar net daai woorde van Hagar ook, wat 'n alleen ouer is, 'n alleen ma was met 'n kind, en sy het nie die vermoë gehad om vir hierdie kind te sorg nie, en al die challenges, al die emotional baggages wat sy gehad het om hierdie kind groot te maak. Help, I am a single parent. En so vir die ouens wat nie single parents is nie, wees die Here dankbaar vir dit vandag. Amen. Want ek dink as ek die mikrofoon hier moet omstuur en ouens se challenges hoor, dan sal dit nogal geweldig wees. Maar wat ek wil sê is, daai water, wat simboliseer die water? Stem jy saam dat water is lewe? Die oomblik toe haar beersie leeg is, die oomblik toe die onderhoud gestop word, die oomblik toe wil ek sê die geld, dit wat sy sien, toe die water in die sak leeg is, toe was sy so in 'n stryd met haarself gewees, dat sy hierdie kind onder die bosse neergooi. En die skrif sê, sy het ver geloop, so ver as wat 'n pyl met 'n boog kan skiet, en so ver het sy gaan sit, en net haar ore toegestop, laat sy nie die geskree van hierdie kind, in aanhalingstekens, wat sy wag om nou dood te gaan. Wat was die, as ek nou met 'n ma, jy moet vra, wat was die picture, moet die emosie gewees het, wat Hagar hier gehad het? Ja, maar Hagar was die bediende gewees, Hagar was dit, Hagar was dat. Ouens, Hagar was vlees en bloed. Stem jy saam? Sy was 'n mens. En daai kind was 'n mens met vlees en bloed. En die rede hoekom God jou bediening vergelyk met 'n kind, is omdat dit precious is. 'n mens, 'n kind is vir God kosbaar, so is jou bediening vir God kosbaar. En baie keer beleef ons as mens soveel teleurstelling, soveel wanhoop. Want dit was, as ons alles in een emosie, in 'n naam kan verwoord, dan sal ons sê, dit was wanhoop, wat gemaak het, dat sy gesê het, ek sien geen toekoms meer nie. En ek los hierdie kind, en ek gaan so ver as wat ek kan, en ek gaan sit, en ek probeer net om te hoor, dat ek wag net tot daai geskree dood is. Dan weet ek die kind is dood, en dan kan ek verder aangaan. Jesus, het jy al gedink wat moes Hagar deurgegaan het? En nou kom die Here, en die stelling, nou dit is wat ek wil sê is, toe die geld opraak, verwerp sy die kind. Toe die geld opraak, toe verwerp sy die kind. Ek het hier my stelling, ek wil sommer 'n ding sê, en sê die pyn van bekommernisse maak soms, dat ons 'n kosbare droom wil prysgee. Nou wie van u was al daar? Of wie van u was nog nooit daar gewees nie?
Die pyn van bekommernisse maak dat ons baie keer 'n kosbare droom wat deur God, onthou wie is daai kind, is deur God. Ek meen, sê gou saam met my, maak nie saak. Bedruk dit so uit. 1, 2, 3. Maak nie saak. Maak nie saak hoe daai kind verwek is nie. Maak nie saak of ons nou kan sê, ja, daai kind is sis, of dis so, daai kind is cursed deur God. No ways. Dit is vlees en bloed, vir wie Jesus aan die kruis gesterf het. Dit is 'n legacy, dis 'n toekoms, en daai kind is vir God net so belangrik soos die heiligste man in die Bybel. Stem jy saam? Nou ouens, so die pyn van bekommernisse maak soms dat ons die kosbare drome wat God vir ons gegee het, en ek wil weer sê, daai woordjie kosbaar is so kosbaar dat God dit vergelyk met 'n lewende mens, met 'n siel binne hom. Amen. Dat ons daai kosbare droom wil prys gee. Nou vers 17, een van die mooi skrifte hier rond, hoor nou mooi, hy sê, toe hoor God die stem van die seun. Is dit nie mooi nie, ouens? En die engel van God het na Hagar geroep en uit die hemel gevra, wat is dit met jou, Hagar? Wees nie bevrees nie, want God, en hier is my vrou se favorite skrif en quotering in die Bybel omtrent, as ons met mense dit te doen het, hoor hy sê, wees nie bevrees nie, want God het na die stem van jou seun geluister op die plek waar hy is. God ontmoet jou op die plek waar jy is. God ontmoet jou op die plek waar jy is. Ja, is dit nie amazing nie, ouens? Hoor hierdie woorde, God hoor die gehuil van jou kind. God hoor die kreet van jou kind. En as ons by daai punt kom, en baie keer sê vir die Here, sê Here, maar wat van dit, wat van dat? Die geld is op, die water in die sak is klaar, dis klaar. Ek kan nie meer. God hoor die huil van jou kind. En die Here sê, ek het hom gehoor op die plek waar hy is. Jog, is dit nie kosbaar nie, ouens? En dan, nou gaan hy verder en hy sê vir Hagar 3 dinge wat sy moet doen. Nommer 1, staan op. Met ander woorde, staan op. Neem 'n aksie, neem 'n besluit in jou hart. Of neem 'n aksie, nie net 'n besluit nie, want daar sit 5 voeltjies op die draad. Wie van julle onthou dit? 5 voeltjies op die draad, 1 besluit om weg te vlieg. Hoeveel by oor? Help my gou, Wesley. Nog steeds 5, al 5 bly oor. Hy het dit nog net besluit. So hy het dit besluit, hy het nog nie gedoen nie. So 5 voeltjies sit op die draad, maar sy sê vir hom staan op. En dit is baie keer neem ons, hy met ander woorde doen iets of neem 'n aksie. Die tweede ene wat hy sê is tel jou seun op. En nommer 3, hou hom vas met jou hand. Nou, dit is so mooi as ons gaan kyk in die bediening van Jesus self, toe hy op aarde was, sê die skrif vir ons, dat hy die kindertjies, dat hy sy arms om die kinders geslaan het. Met ander woorde, hy het hulle nie net hande opgelê nie, hy het sy arms om hulle gesit. Nou, maar die groot ding is hierso is, want, hy sê, want ek gaan hom groot maak. Ek is met hom. Ek gaan hom groot maak. So die vraag is, het jy jou kind, wag jy totdat jy hoor die gekreet en die gehuil van jou kind het verdoof in so mate dat ek dit nou maar gelos het en net wag om vorentoe te gaan. Vers 19 sê, daarop het God haar oë geopen en sy sien 'n put en sy het geloop en die sak vol water gemaak. Ouens, daai put was daar gewees. Stem jy saam? Sy het dit nie daar gesien nie. Terwyl die put daar was, het sy dit nie gesien nie. Al wat sy na gekyk het was die onmiddellike, sy het na die leessak en die behoefte van die kind gekyk. Amen. Sy het na die leessak gekyk en die behoefte van die kind en net daar was 'n put gewees. Binne in haar oë, in haar reins was sy kon sien. Met ander woorde, terwyl die put daar is, sien sy nie die put nie, sy sien die onmiddellike nood en sy sien die onmiddellike
nood van haar kind. Ouens, God, en dis my gebed vandag, God open jou oë om die put te sien. En ek wil vandag sommer 'n ding sê, ons kan nie die putte vir mekaar sien nie. Die een wie se kind dit is, het nodig om die put te sien. Die een wie se kind dit is. Hoeveel keer het ons dit nie, ek en Irina nie dit self beleef in ons nood, dan sien ander die oplossings vir ons, dan sien ons dit nie self nie. Hoeveel keer het ons die oplossings gesien vir ander, dan sien hulle dit nie self nie. Ouens, jy as ouer van jou kind, en ek sê weer, fisiese kind, geestelike kind, jou bediening, dit wat jou droom is, dit wat jou hart is, dit wat jy voor die Here gebring het, dit wat jy voor die Here gelê het, daai kind, jy as ouer, is die belangrikste persoon in daardie kind se lewe, om die put, om die oplossing te sien. Nou ouens, vers 20 sê, God was met hom, en God het hom 'n groot nasie gemaak, God het hom 'n groot toekoms gegee. Dis nou seker 'n singplaat of iets wat los is hier ergens, maar ek het nou gesê, ons of die een wat die boom plant, leef nooit lank genoeg om te sien hoe groot daai boom raak nie. Het Abraham of Hagar ooit gesien hoe groot het Ismael se nasie geraak, se legacy geraak? Nooit. Ouens, u gaan nie lank genoeg leef om die grootsheid van jou droom te sien nie. Maar hulle vertel dat Walt Disney, die dag toe hy het gesterf, hy die Walt Disney die visie en die droom gehad om dit wat ons ken as Walt Disney daar te sit. Toe bou hulle dit en in die proses om dit te bou, toe sterf Walt Disney self. En die dag met die inwyding van die groot Disneyland, die groot inwyding van Disneyland, toe staan sy vrou daar en sy kyk na hierdie geweldige Disneyland wat hier, en Walt Disney se beste vriend kom staan langs sy vrou en sy sê vir hy sê vir haar die volgende woord, hy sê, Walt sou so bly gewees het, hy sou alles wou gee om dit te kon sien vandag. Sy sê vir hom, nee, jy mis iets, hy het dit gesien, dis hoekom het hier staan. Hy het dit nie fisies gesien nie, maar hy het dit gesien, hy het dit hier gesien, en dis hoekom het hier staan. Is dit nie amazing nie, ouens? En dit wat deur die geskiedenis, ek weet nie hoe lank is, bestaan dit nie, maar ek weet, dit is baie jare wat Disneyland bestaan. Maar solank as wat Disneyland bestaan, leef Walt Disney, lank al nie meer. Maar hy het nie sy droom prys gegee. Hy het nie sy kind onder die bosse gelos toe die moeilikhede gekom het nie. Nou, wat 'n voorbeeld is, dit 'n oues wat so droom gehad het, hoeveel te meer u wat 'n droom van die Here het, u wat 'n kind het wat die Here vir jou gegee het, hoeveel te meer. En ja, daar kom tye wat die water in die sak baie min is of leeg is. Maar my gebed is vandag dat die Here jou oë sal oopmaak om die put te sien. Nou kom ons gaan net gou vinnig aan net 'n volgende gedeelte of 'n volgende skrif. Ek gaan dit sommer net quoteer terwyl van tyd. Moses, dieselfde situasie. Moses se wat was die tyd, die agtergrond toe Moses gebore is? Toe Moses gebore is, ek sal ander dag weer 'n bietjie weer oor dit gesels, maar toe het Israel 'n magtige nasie geraak en Farao die koning, wat se opdrag het hy gegee oor die Israeliete? Wat het hy gesê? Al die manskinders of die manlike kinders wat nou gebore word, moet doodgemaak word en in die Nyl gegooi word. Goed, so dit was die opdrag van die koning gewees. So maak al die manskinders of die seuns, die seentjies wat gebore is,
gooi hulle in die rivier, maak hulle dood. Goed, maak hulle dood en gooi hulle in die rivier. En so gaan al die Israel se ouers, en soos robots gaan hulle maar, in die oomblik as die kind gebore word, en hulle sien is 'n seun, maak hulle hom dood en hulle gooi hom in die rivier. Yes, wat 'n wrede agtergrond. Maar die mooiste skrif sê, toe Moses se ma nie sien dat dit 'n seentjie is nie, wat het sy gesien? Hy's mooi. Sê gou saam met my, hy's mooi. Die skrif sê, toe sy sien dat hy mooi is, het sy gesê, ek gaan hom nie prys gee nie. Ek gaan hom nie in die bosse gooi. Ek kan nie hierdie mooi kind prys gee nie. En ouens, ons ken die geskiedenis van die maantjie en wat sy met pik gesmeer het en alles, maar die feit van die saak is, ek vra ten slotte vandag vir u, hoe mooi is jou kind nog vir jou? Of gooi jy hom in die Nyl, of los jy hom onder die bosse, as gevolg van die geweldige druk? Die een Hagar se situasie was finansiële druk. Moses se situasie was morele druk, om dit so uit te druk. Maar dit was druk gewees. En dit was nie bietjie druk nie. Dit was baie rof. En al twee, die een as gevolg van fisiese behoeftes en die ander een as gevolg van emosionele teistering, om dit so uit te druk, het al twee se ma voor 'n geweldige besluit gekom en om hierdie kind prys te gee. En die vraag vandag is, hoe mooi is jou kind, nie vir God nie, vir jou? Hoe mooi is jou kind nog vir jou? Jy is God se vriend. Kan ek dit, hierdie woorde wil ek vandag sê, jy's God se vriend. En omdat jy sy vriend is, het hy jou kind 'n hemelse naam gegee. En hy wil hê jy moet jou kind optel. Hy wil hê jy moet jou kind optel. Hoekom wil hy hê jy moet jou kind optel? Want daar is 'n put van voorsiening vir jou kind. Daar is 'n put van voorsiening vir jou kind. En dit is vandag wat my gebed is voor die Here vandag, dat u daardie put sal raak sien. Dat u daardie put sal eien in Jesus naam. Laastens, voor ek verniel vorentoe roep, daar was 'n fase gewees, en hierdie is so belangrik. Daar was 'n fase gewees, wat Moses se ma hom moes laat los het. Prediker 11 vers 1 sê, werp jou brood op die water, en na verloop van baie dae kom dit terug na jou toe as hamburgers. Goed, maar werp jou brood op die water. Hoekom sê die prediker, werp jou brood op die water? Hoekom, wat doen water? Yes, maar water vat dit, jy het nie meer beheer nie. As water 'n ding gevat het, as jy sien daar trek die water dit, dan kan jy dit nie, dit is uit jou, dit is uit jou, water vat dit ergens heen. Nou, dit is baie moeilik om te glo, want glo my ek wat Etienne was in die see. Baie van julle ken 'n storie, die storie wat ek nou al vertel het, maar ek was in 'n stroom gevat, die see het my ingesluk, en hy het my deur ver ingesluk, en ek was by die poorte van die hemel gewees. Nou ek weet dit is maklik vir Jan en vir Piet om te sê, man laat los net, want die see spoel jou weer uit. Dit is mos wat hulle dit sê. Julle weet jy dit al gehoor? En dit is seker so. Maar toe ek in daai stroom vasgevang was, toe was ek benoud gewees. Ek onthou nog, my woorde was, in die dag van my benoudheid roep ek die Here aan. Ek het daai dag gevoel, ek is by die poort, ek is op pad om dood te gaan. Maar in daai noodsituasie, dan kom dit by jou op, ek kan nie nou dat los nie, en dan begin jy te spartel. En dis daai tyd wat jy moeg raak van sparteling.
Ouens, daar was 'n tyd wat Moses se ma moes wag om te sien wat gebeur met haar seun. Want die Nyl het hom gevat. Sy het hom wel tussen die bissies gevat. En elke dag daarna gaan kyk. Maar die feit van die saak is, dit was buite haar beheer. Dit was buite haar beheer gewees. Nou wat is daai seisoen of wat daai fase? Sê daar was 'n fase gewees. Daai fase is die tyd wat dit uit jou hande is en jy geloof het in die God wat jou seun 'n naam gegee het. Dis daai tyd wat jou kind uit jou hande uit is en jy geloof het in die God wat jou seun 'n naam gegee het. Nou ouens, of dit jou fisiese kind is en of dit jou geestelike kind is, ons gaan nou nagmaal gebruik. En die nagmaal, Jesus sê, dan vier ons die verbond met hom. En ek wil vandag jou verbondskap highlight met God. Jou vriendskap met God highlight vandag. En ek wil jou vandag challenge, soos Gert vir ons vroeër gesê het, om met God te praat vandag en te sê, Here, hier is my kind. Hier is 'n leepbeersie, hier is die druk van Farao om hom op te gee, om my kind onder die bosse te los, of hier is die druk om my kind in die Nyl te laat gaan. Maar die feit van die saak is, Here, ek staan met U in 'n verbond, en hier is my leerkan vandag, en ek het U nodig vandag, in Jesus naam. Kom ons bid net, en dan gaan Niel vir ons dit ook net verder vat. Ja, Here, ons bring vandag ons kinders voor U. Of dit 'n fisiese kind is, met al die uitdagings, met al die nood, die verskriklike nood wat Hagar gehad het. En dit was maklik vir ons, dis maklik vir ons vandag om terug te kyk en te sê, ja, die Here was met hom en die Here het daai kind 'n groot nasie gemaak. Maar in daai situasie was dit vir haar so moeilik. Sy het nie die einde van die storie geken nie. En so ook nie Moses se ma nie. Here, dis ons vandag na die uiteinde van die storie kyk, sien ons dat daardie kind, Moses, was die katalisator om Israel uit te lei. En later het daardie Moses ook 'n vriend van God geraak, met wie hy gepraat het, soos 'n man met sy vriend praat, sê U woord. Daai Moses was so geliefd deur God. Ek bid vandag, Here, dat ons sal weet, ons kinders is mooi vir ons, maar is ook geliefd deur God. En ons kom vandag, Here, en ons kom erken in Jesus naam, dat U ons vriend is. En ek het nou begin sê, Here, die oomblik as ons God glo, sluit ons vriendskap met God. En ons glo U vandag. En my gebed vandag is, Here, open ons oë, om die putte raak te sien, in Jesus se naam. Amen. Amen. Maak het, ja, Goniel, is reg, jy kan maar kom, maar is jy harte bemoedig? Amen. Yes. Dankie. Ek sal nie vir julle nog 'n uur besig hou nie. Ja, ek is my baie spesiaal. Dankie Etienne vir die geleentheid om te deel. En ek het dit al 1 of 2 keer gedoen en ek gaan vir die wat al gehoor het, moet maar net weer luister. Maar kyk, die Pasga is ingestel as 'n toonbeeld van Christus wat sou kom. Jy weet, en dit was 'n skyn gewees nog vir die Israeliete daai tyd, en daar was nog nie op daai stadium 'n redder gewees nie, maar in elk geval wat gebeur het is, hulle was slawe gewees in Egipte, en die Here het hulle gesê, hulle moet die lam braai, weet, lamslag braai, deurposte bloed smeer,
en so het hom gebeur, en hierdie ons is slawe, so ek weet die slawe het niks nie, hy is nie 'n ou wat geld of iets het nie, en ek lees in Psalm 105 vers 37, hy beskryf dan die hele Psalm, beskryf nou die pla wat nou plaasgevind het ensovoorts, en hy sê nou hierso ek gaan die TPT lees, hy sê, at last, God freed all the Hebrews from their slavery, and sent them away, laden with silver and gold of Egypt, and not even one of them, and not even one was feeble on their way out. So, daar was oud mense, jong mense, kinders, slawe gewees, en hulle het uitgestap in die goud en silwer van Egypte, en nie een van hulle was siek gewees, nie een nie. Ja, dis wonderbaarlik. Nou, as jy gaan lees verder nou, as jy nou gaan lees wat Paulus hom nou verantwoord, hier so in 1 Korintiërs 11, wat gaan daar uitkom. Ek gaan nou nie die hele stuk lees nie, ek sal net die kruks lees, maar Paulus raas eintlik hier met die ouens, hy sê vir hulle, kerels, julle kom by mekaar, en julle drink wyn, en julle eet saam, en julle onderskei nie regtig die liggaam van Christus, en julle verstaan nie waaroor dit gaan nie, weet, en julle drink 'n oordeel oor julleself, want julle mis eintlik die hele punt, en verlang in die Bybelse kringe, was daar hierdie ding van, ons nie nagmaal gebruik, as jy nie mooi gedink het oor, weet, en jy nou skoon is, en nie, daar nie 'n oordeel oor jou is, weet. Maar die feit van die saak is, Paulus lees hierdie, en hy sê vir die ouens, kerels, maar julle kom hier aan, weet, en kom drink en kom eet, maar julle verstaan nie waaroor dit gaan nie. Weet, en dit is eintlik wat Paulus bedoel is om te sê, julle mis eintlik die doel, julle mis eintlik die punt van die nagmaal, weet. En hy sê hierso, as jy nou verder lees hierso, I have handed down to you what came to me by direct revelation from the Lord himself. The same night in which he was handed over, he took bread and gave thanks. Then he distributed it to the disciples and said, take it and eat your fill. It's my body, which is given for you. Do this to remember me. He did the same with a cup of wine after supper and said, this cup seals the new covenant with my blood. Drink it, and whenever you drink this, do it to remember me. Whenever you eat this bread and drink this cup, you are retelling the story, proclaiming our Lord's death until he comes. For this reason, whoever eats and drinks, dis wat ek nou vooraf gesê het, eats and drinks the cup of the Lord in the wrong spirit will be guilty of dishonoring the body and blood of the Lord. So let each individual first evaluate his own attitude, and only then eat the bread and drink the cup. For continually eating and drinking with the wrong spirit will bring judgment upon yourself, not recognizing the body. This insensitivity is why many of you are weak, chronically ill, and some even dying before their time. If we have examined ourselves, and we should not be judged, but we are judged, it is the Lord's training to do so. So then, my fellow believers, when you assemble as one to share a meal, show respect to one another and wait for all to be served. Okay. So die feit van die saak is net, Christus het gekom, hy het sy liggaam kom breek vir ons om heel te kan wees. Hy het sy bloed kom uitstort vir ons om in ten volle reconcile te kan wees met God. En Paulus kom en hy sê vir die ouens, julle mis die punt, want julle het vergeet eintlik waaroor dit gaan. So kom keer terug, Etienne sê altyd keer terug na die bloudruk toe. Keer terug na die bloudruk toe, hoekom het Christus gekom? As hy gaan kyk na die Pasga, en wat dit vir die Israeliete daai tyd beteken het, weet, keer terug na dit toe. En dan, weet, dat kan ou hierdie ding omswaai, en amper sê, daarom is daar baie van julle wat gesond is, en waarmee dit goed gaan. Weet, want jy verstaan die liggaam van Christus, jy verstaan, weet, hoekom die nagmaal vir ons ingestel is. So ja, ek wil nog 'n laaste dingetjie net weet noem, in die Joodse kultuur, weet, hulle nog steeds die Pasga, gereeld, elke jaar, jaarlikse instelling, dit kom weet, van Moses se tyd ons nou af, of van die tyd wat hulle uitgelei uit Egipte is.
En hulle, die brood wat hulle maak, noem hulle matza brood. Nou, ek het nie 'n prentjie van dit, maar ek het 'n bietjie gaan Google, doen jouself 'n guns. Die matza brood is 'n brood wat gebrand is, met gate in. En dis 'n toonbeeld van Christus, sonder dat hulle dit eintlik weet, maak hulle die brood so. En wat die Jode dan doen is, as hulle die pas gehou, dan breek hulle 'n stuk brood af, wat hulle toedraai, wat die seun is, wat hulle op die stadium nog glo moet kom. En hulle bære daai stuk in die kas, iewers, in hulle huis. En as daar enigstens in hulle huisgesin nood is, of as siekte, of as enige tekort, dan gaan hulle daai en gebruik daai, en die wonderwerke gebeur vir die ouens in hulle huisgesinne. En soveel te meer wil ek vandag vir julle sê, is die nagmaal vir ons 'n daaglikse herinnering. Dis nie iets wat jy hoef te doen net op Sondag by 'n kerk nie, dis lekker om dit hier in die gemeente almal saam te doen, maar dis iets wat ons vir ons huise kan doen. Daagliks, so gereeld as moontlik. Ek sê soveel as moontlik as jy dit wil gebruik, kan ons dit gebruik. Want dis we retelling the story. Ons vertel vir onsself die storie oor en oor van Christus wat gesterf het, wat opgestaan het, wat sy liggaam gebreek is. Irina het gepraat van die oliekruike. Ons kom met leë oliekruike en ons maak daai olie vol. Ander het gepraat van die dorings. Daai doringkroon is die pyn en die seer en die vernedering wat Christus deurgegaan het, sodat ons nooit weer vernedering hoef deur te gaan nie. Sodat ons vir altyd met hom gerekonsilieer kan wees. So ek wil julle net vanoggend uitnooi. Om te weet, daar's een persoon geoordeel, Christus. Hy is reeds geoordeel. Ons staan vanoggend vry en ons kan net die nagmaal benut saam met Christus en bevestig dat ons sy storie weer en weer vertel. Elke keer as die vyand vir ons kom vertel, is nie goed genoeg nie, kan ons sê, maar daar staan geskrywe. Ek is goed genoeg. Deur die bloed van Jesus is ek gered. Deur sy liggaam is ek genees. Al voel ek die krankheid in my lyf, kan ek met die bevestiging van Christus se liggaam, kan ek die krankheid aanspreek en sê, die Here het klaar die prys betaal, 2000 jaar terug. Ja, so ek nooi almal uit, kom ons bid lekker saam, en dan wil ek sommer met almal seën. Here, dankie dat U reeds geoordeel het in Christus, Here, dat daar geen oordeel meer is nie, en dat U met die nagmaal net vir ons kom bevestig, dat U woord soewerein is, Here, en dat ons as gemeente en as gesin elke dag kan gebruik, Here, soveel as moontlik in ons huise, dit kan toedien, sodat ons kan weet, Here, U het reeds met al die siekte, al die pyn, al die seer, al die tekortkoming, al die vrees, het U klaar mee gedeel in die kruis, Here, met U liggaam. En U ook gedeel met die bloed, het U klaar met ons, ons kleed wat bedek was, Here, het U witter as sneeu kom maak, en U het vir ons 'n kleed van geregtigheid kom aantrek, Here. En ons staan in geregtigheid vir U vanoggend. En dankie daarvoor, Here, dat ons nie hoef te luister na die leuns van die vyand om ons te kom vertel dat ons nie goed genoeg vir U is nie, Here, maar dat U met ons 'n maaltyd wil hou, dat ons die maaltyd saam met U kan geniet. Ons sien elke gesin vanoggend met volkome genesing, Here, met volkome voorsiening, Here, en 'n wete dat U vir ons is en dat U altyd vir ons is en dat U goed is. En dankie dat ons hierdie gemeente kan seën in Jesus naam. Amen.